So ek wil baie graag 'n video gemaak het om my testimony met julle te deel. So hierdie video is regtig spesifiek vir die wat net nodig het om bietjie weer hoop te kry en weer 'n bietjie inspirasie te kry. So ouens, ek wil baie graag met julle dit gedeel het. So ek wil julle my spot opwys hier waar ek kom bid. Ek het vanoggend gebid vir ons land, regtig dat Papa God moet ingryp. Maar ja, daar's my paadjie. Ek sit nog gewoonlik daar. En ouens, ek wys dit vir julle want ek het agtergekom in my lewe dat ek moet uitlating gee aan die kondisie van my hart en goed wat in my hart voel, goed wat in my gedagtes voel. En as 'n mens, ek bedoel as 'n mens het ek ongelooflike baie emosies, twyfel, stres, jy weet ons almal gaan deur sulke fases in ons lewens waar ons baie keer net moet uitlating gee. So dis my spot waar ek gaan uitlating gee en my hart met die Here deel en ook dan bid en vra dat hy vir my geleenthede skep. So ouens, kom saam met my en share net gou die laaste paar jaar se journey wat ek ervaar het en goed wat ek gesien het en ongelooflike klomp goed wat in my lewe gebeur het die laaste paar jaar en hoe die Here, ons Skepper, Papa God in my lewe werk en hoe hy ingryp. En ek glo vir elkeen van ons, vir elke mens wat glo in die Skepper, vir elke ou wat glo in die Here, is daar hoop en daar is 'n deur wat oopgemaak word en ek weet baie van julle getuig al van, maar ek wil net my journey gou deel die laaste paar jaar. So ons gaan daar in daai spot gou sit daar, dan kan ons lekker gesels. So hier is ons nou in die bos, hier's vlee, hier's karre wat hier op die hoofweg verbyry. Ons het so 'n stukkie grond al 'n hele paar jaar terug gekoop toe dit nog goed gegaan het met my besigheid of met ons besigheid. Ek en 'n vernoot van my vriend, goeie vriend van my het 'n besigheid gehad, 'n fabriek gehad en ons het baie goed gedoen vir baie jare. So ek's baie dankbaar vir dit. So ons het toe die stukkie grond gekoop en ek moet dit ook deel ouens. Ons het hierdie grond gekoop op 'n private bond by die tannie wat hier gebly het. So dit was amazing en ons is baie dankbaar daarvoor en ons het dit vir 'n jaar gedoen en toe kon ons by die bank 'n lening kry. En die grond is amper klaar betaal en nou gaan hulle seker die grond ook wel kom vat of wat ook al so, maar ja, so daar's baie challenges ouens in ons land. Maar ek wil gou vinnig met julle net gedeel het. Hier is my spot wat ek kom bid ouens en ek kom bid baie vir ons land en ek kom bid baie vir myself en ek vra dat die Here my altyd maar net sal humble hou, my hart sal sag hou teenoor my medemens, teenoor my familie, vriende, geliefdes, want ons lewe regtig in moeilike tye in terme van finansies en geld en stres. En omdat ons mense is, het ons ongelooflike baie emosies. So goed duik op, goed spring op in ons en ons raak baie keer ongelooflik kwaad of ons raak emosioneel jy weet depressed of wat ook al die geval mag wees. En ek dink daar is van julle wat saam met my sal stem dat daar 'n ernstigheid in die gebeurtenis en die geskiedenis van Suid-Afrika wat baie oor bekommerd is en ek kry ongelooflike hordes boodskappe wat ek nie eens by almal kan uitkom nie, maar ek kan verstaan hoekom die mense wil uitreik, mense wil gesels. Net soos die ou voeltjies hier in die veld ook gesels. Dit is so amazing as ek baie keer as ek nou 'n bietjie kom bid en so dan voels bid harder saam, jy weet hulle gooi om hard. So ouens, ja, ek wil nou nie van die pad af gaan nie, maar baie mense raak uit en ek kan nie by almal uitkom nie en jy weet, dis kom ek die video's maak. So as ek nog by jou uitgekom het of so, nee, vra ek groot verskoning. Dit is ongelooflik moeilik om daai volume boodskappe te kan hanteer, maar ek probeer die vrae en goeders antwoord deur die video's wat ek maak. Maar ouens, so daar's 'n paar jaar in my lewe wat ongelooflik baie moeilik was en finansiëel, ek dink nog steeds finansiëel, jy weet, dit is net 'n bietjie beter nou want ek kan in Amerika werk en ek kan bietjie dollars verdien en dit maak my omstandighede finansiëel net makliker. Dankie voeltjie, yes, ek hoor jou. Ek dink ek sien naby 'n nesie. So, maar 'n hele paar jaar terug en my Amerikaanse plaaswerk journey het begin 4 jaar terug toe 'n vriend my gebel het en gesê hoor hierdie boer hier soek iemand. So my geleentheid wat ek gekry het was amazing en ek is baie dankbaar vir dit. Maar my eerste 2 jaar in Amerika was absoluut moeilik. Ek het al baie video's gedeel oor dit en ek het al met baie van julle geshare. Hierdie voeltjies is baie geïnteresseerd wat ek nou hier doen. Ek dink ek is hier by hulle nesie. Maar dit het my op 'n plek gebring waar ek weer my verhouding en my liefdesverhouding met die Here aangeknoop het, omdat ek nie ander opsies gehad het nie. Ek bedoel, ek was regtig in omstandighede in Amerika, ver van my land af, waar ek nie anderste opsies gehad as om te gaan bid of as om 'n 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 'n
jy weet, my uitlating te kan gee aan die Here wat in my hart is nie, want ek dink dit is baie belangrik ouens, dat ons wat in jou hart maal, nie onderdruk nie. Gaan maak jou kamer deur toe, veral as jy 'n stil plek het of soos hier in die veld of wat ook al, en gaan gee uitlating aan jou emosie en gevoelens aan die Here. Dit is vir my nog altyd die mees, ek weet nie wat se woord nie, maar vrymakende oomblikke in my lewe is wanneer ek kan kom en ek kan vir die Here sê, Here, help my. Hier is alles op my hart. Ek weet nie wat om daar te maak, ek weet nie om dit te doen nie. Dit is so wat. En ek het begin besef ouens, ons antwoorde, alles lê by die Here. Alles die deur oopmakery wat hy vir ons doen, die hart aangrypery wat hy vir ons doen. My God is my rots. Papa God, die Skepper God is my rots. Dit is my toevlug. En ons het dit baie gelees, ek het dit baie gelees vir baie jare in die Bybel, en ons lees hierdie wonderlike stories en of geskiedkundige gebeurtenisse in die Bybel waar God amazing goed doen. En ek sien dit in my lewe ook, ek sien dit in baie mense se lewens. God antwoord nog steeds gebed, ouens, daar is absoluut geen twyfel daaraan nie. Ek het dit gesien oor en oor, en ek sien dit elke jaar, ek sien dit elke dag, elke week, waar mens net jou hart vir die Here gaan gee, en hy gryp jou aan, en hy gryp jou hart, en hy begin werk in jou lewe. So, maar anyway, wat ek wou gedeel het is, dat die laaste 2 jaar in Amerika was regtig vir my baie aangenaam nie. Ten spyte van die geld wat ek gemaak het, is daar ook baie realiteite aan dit gekoppel, maar so my 3de jaar was toe vir my bietjie beter, want ek het toe by 'n koöperasie werk gekry, en okay, bietjie minder ure, bietjie minder geld, maar die manier hoe hulle my hanteer het daar, en my ervaring by die koöperasie was absoluut regtig amazing, en ek het ook die geleentheid gekry om my CDL, my troklisensie te kry, en ek is prys Here, ek is so dankbaar vir daai, dit maak deure oop. CDL maak deure oop, en ek bedoel, mens kan nou maar net ongelukkig jou CDL in Amerika doen, maar ek is so dankbaar vir die koöperasie vir dit, en ek is so dankbaar dat ek daai geleentheid gekry het, maar ek bid al vir 3 jaar, Here, help my, asseblief, dat ek my troklisensie in Amerika kan kry, en toe het ek nou daai geleentheid gekry. Ek bid ook die laaste 3 jaar dat my vrou werk kan kry, en hierdie voeltjies is so oulik, daar gaat hulle nou, hier kom 'n ander chommie ook nou. Ek bid vir 3 jaar dat my vrou saam met my moet Amerika toe gaan. Ons het nie kinders nie, so dit is vir ons obviously dalk makliker. Ek weet hoe moeilik dit is vir ouens wat oor gaan Amerika toe met kinders en vrouens agterlos, en baie keer word kinders hier gebore en papa's in Amerika, so dit is baie moeilik, ouens. Dit is glad nie glamorous. Om in Amerika te gaan werk op 'n plaas op die H2A-program is glad nie glamorous nie. Maar vir ons is dit nou dalk bietjie makliker. So my hartsbegeerte was dat my vrou saamkom Amerika toe. Maar nie net saamkom Amerika toe om te bly nie, maar om ook te kan werk, want my vrou is so tipe mens, sy wil ook graag werk, en ek dink meeste vrouens wil ook, dit is so, maar anyway, en toe gebeur dit. So verlede jaar toe die koöperasie bestuurder of van die board of directors, of die CEO my genader vir my gesê, "Yes, Jock, sal jy weer wil terugkom? Jy weet, ons hou van hoe jy operate en werke goeders, en jy weet, sê ek ja asseblief, ek like julle, dis cool. Al is dit nou net 'n 6 maande kontrak." Toe gesels ons so, en toe vra hy vir my, ja, dit is seker vir jou 'n bietjie moeilik om jou vrou en goed te los en so. Toe sê ek vir hom, ja, weet jy, dit is, ek wens ek kon my vrou saambring, toe sê ek vir hom dit. En ouens, daar gebeur dit toe. Hulle het H2B werkers ook, en wat hulle gewoonlik van Hangoris kry, as ek dit nou reg uitspreek, en daar kom die geleentheid, want daar's een van die gultjies wat toe nou nie, wat 'n indikasie gegee het, sy gaan nie terugkom nie, want jy weet, sy wil ander goeders doen en so, maar toe sê maak vir my, of die eienaar, jy weet, die ou van die koöperasie vir my, Jock, okay, ons gaan kyk wat ons kan doen. Hy het nie beloftes gemaak nie, hy het niks op kontrak vir my gesit nie, ek het maar teruggekom met die hoop dat dit gaan gebeur. En weet julle wat, ouens, dit het gebeur. En hier het ek gesit en bid, elke jaar na jaar, hier onder hierdie boom, en baie in die veld ook maar rondgeloop en gebid en so, en ek wil dit nie getuig vandag, ek wil getuig dat ons Skepper God, Papa God, maak deure oop. Hy hoor ons as ons bid. Ek noem hom my gebedhoorder, die God wat gebede verhoor. En dis vir my en my lewe is dit so awesome om dit te kan ervaar. En ouens, ek weet so baie wil in Amerika werk, en ek weet vrouens wil in Amerika werk op plase, mans wil in Amerika werk op plase, couples wil. Dis nie maklik nie. Ek het geprobeer vir 3 jaar. Ek bedoel, uit my eie as 'n mens, goed getraai, plekke gebel, op e-mails. Ek het duisende e-mails uitgestuur.
En ek het net eendag besef, weet jy wat, ek frustreer myself en ek sê nie julle moet dit nie doen nie. Stuur e-mails uit en klop aan die deure, maar gee ook vir God 'n kans. Jy weet, gee ook vir Papa God 'n kans om vir jou 'n deur te kan oopmaak. En hier staan ek nou vandag en ek kan getuig van die geleenthede in Amerika, ek kan getuig van die feit dat my vrou kan saamkom en vir my ouens, ek moet dit met julle deel. Ek kan nie meer stil bly. Daar's niks wat ek kan doen nie. As 'n mens kan ek nie. As 'n mens kan ek nie in my menslikheid goed laat gebeur nie. Ja, ek kan. Ek meen, ek is mos nou nie dom nie, my hande is ook nie rond nie, maar daar is seker goed. Ekskuus. Daar is seker goed wat net baie makliker is as God dit doen en as ons toelaat om vir Papa God die leiersel oor te gee. En ek dink nie, jy weet, baie keer, ek het al daai ding gehoor van ja, gee vir Jesus die stuurwiel. Ek dink Jesus is eintlik 'n baie goeie navigator ook. So jy weet ons die ouens rally ry, een ou wat bestuur, 'n ander ou wat navigate op die map is en vir jou presies sê waar om te ry. Nou die beste navigator in die hele wêreld is Jesus. Ek bedoel hy was daar van die begin af. Volgens die Bybel is die aarde meer as 6000 jaar oud. So ek bedoel 6000 jaar se experience ouens. Die wat nou glo in evolusie, dis miljoene jare, dit maak eintlik nog net baie meer experience, maar ons het access tot ons Skepper met gebed wat die grootste navigator, die grootste mentor is in die wêreld. Die grootste deuroopmaker, wonderwerkmaker, liefdesgod het ek en jy access tot deur middel van 'n gebed. Net om jou hart te deel. Daar's hy direkte access, Wi-Fi connected. Jy het nie krag eers nodig, jy hoef nie ingeplak te wees nie. Jou Skepper hoor jou. Ek bedoel, as ons ouers, jy weet 'n ouer, ek is nie 'n ouer nie, maar ek bedoel ek sien maar by ouens en so, maar en ek onthou maar, jy weet ek het ouers gehad so, maar wat se ouer sal vir sy kind wegjaag as hy kind net vir hom iets wil vra? Man, ouens, en God is nie ons nie, God is God. Hy jaag niemand weg nie. So ouens, en dis maar eintlik ek wou net getuig het van God se goedheid in my lewe. En ek wil nie hê jy moet dink ek share dit nou om cool te klink of ek deel dit om ek probeer nou 'n statement maak. Ek wil nie statements goed maak nie. Ek wil net getuig daai selfe God Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes en wat lief is vir ons en wat vir ons deure oopmaak. Die Bybel se God is nog steeds vandag lewendig, nog steeds so aktief soos hy daai tyd was met sy skepping, is hy vandag indien nie meer nie. En ek wil jou aanmoedig, ouens, ek is glad nie 'n model Christen nie. Ek is nie 'n Christen wat voor in die kerk sit nie. Inteendeel het ek 10 jaar laas of meer het ek aan 'n kerk behoort. Ek het die kerk gelos want daar was 'n split in die kerk en ek dink die vyand het daar in die kerk ingeslyp en hulle het dit toegelaat. Jy weet, ek meen, ek wil nie eintlik eers in dit gaan nie want dit, jy weet, dis nog seer en so, maar dit is al 10 jaar terug, so ek moet oor dit kom. Ek is seker ek is eintlik oor dit, maar anyway, wat ek maar net wou sê, ek is nie hierdie model kerkganger nie. Ek het 'n verhouding met my Skepper en ek het met oortuiging in my hart. Ek sê nie ek weet alles nie. Ek deel maar net my experience, ouens, en my experience die laaste 5 jaar is ek dien 'n God van wondere. Ek dien 'n God wat luister na my as 'n mens. Wie's ek, Jacques? Wie's Jacques van Tonder? Ek is niks nie. Ek kan nou hier dood neerslaan. Ek bedoel, ek kan nou omval. Papa God kan nou suurstof wegvat, dan val ek om. Hy kan nou laat my hart staan. Mors dood. Wie is ek? Wie's Jacques? As ek dood gaan, vergeet almal my. Maar daar's iets wat ons nie kan vergeet nie, en dis die feit dat daar lê 'n Bybel. Ons het groot geword met dit. Ons het gehoor van God. Ons het gehoor hoe oupa en ouma praat van die depressiejare en dat dit so sleg gegaan het, maar hulle het vasgehou in God en vasgehou in die woord en God het vir hulle gesorg. En ons het groot geword met die Bybel stories van Noag en Abraham en Moses en Jakob en Esau en Joshua en Caleb, en ons het groot geword met hierdie stories van hoe God lief is vir sy volk en sy volk Israel, en ons hierdie goed maal in ons gedagtes altyd, maar ek het vergeet, ouens, God is 'n God van individualiteit ook. Hy is baie lief vir nasies, hy is baie lief vir ons land. Dis kom ek kom en ek bid vir ons land. Ek het hierdie begeerte om te bid vir my land, en ek moedig jou aan as jy iemand is wat hou daarvan of al hou jy nie daarvan, jy bid net elke dag vir jou land en so, maar anyway, God
is baie geïnteresseerd in jou as 'n mens. Baie. Hy het jou geskep, jy is sy kind. En ek het dit gesien ouens, soos ek sê, ja, ek het baie foute. Ek kan nie hierso staan en getuig dat ek is perfek of ek is sonder sonde nie. Ek is nie, ek is 'n mens. Daar's seker goed wat mense net nooit dink ek gaan ophou doen nie. En dit is maar 'n menslike faktor. Ons kan nie onsself red nie. En dit is hoekom Jesus vir ons die weg oopgemaak het. En dit is eintlik cool. Dis 'n free ticket. Dis 'n free ticket na ewige lewe en die goeie nuus wat Jesus vir hulle gesê het, mos jy weet, versprei die goeie nuus. Ouens, gaan vertel die mense van my liefde. Gaan vertel die mense dat ek 'n God was en ek het 'n mens geword en ek het aan 'n kruis gesterf en ek het opgestaan uit die dood uit en julle het access nou tot 'n ewige lewe. Gaan ek perfek wees? Nooit nie. Ek dink nie daar's enige mens wat nou kan opstaan op hierdie aarde en sê ja, ek is perfek nie. Ek is sondevry nie. Ek weet nie. Ek wil sien hoe lyk daai ou. My vel rinkel, ek raak oud. Jy weet, mens lewe gebeur. Daar's soveel goed wat in 'n mens se lewe gebeur dat ek dink jy besef jy is maar net 'n mens. So ek het geen klein tot niks nie ouens. Ek het my social media begin so 3 jaar terug en Papa God het vir een of ander rede seker maar gedink, miskien moet ek 'n paar followertjies kry en miskien moet ouens hoor wat ek sê, maar nie omdat ek is maar net wat ek is as gevolg van die Here. So ek is maar net Jacques van Tonner, Jacques 5 van Tonner. Die 5 het ek nou vir myself bygesit, geloof, want jy weet dis wat ouens my genoem het ook toe ek nou 'n bietjie nog 'n DJ het en so, maar of dis 'n naam wat ek gekry het en daai ding het gestiek en ek verstaan nou hoekom. Jy weet, dis kom ek dit nou gebruik op Jacques 5 is omdat dit is net 'n reminder vir myself dat God het beter van my gedink as wat ek van myself gedink het en ek glo dit. So dis maar net 'n geloofding. So ouens, ja, ek kan net getuig dat Papa God of dat God 'n God is wat vandag nog deure oopmaak. Ons land, en ek wil glad nie politieke goeders praat nie, maar ek dink dit is maar net absolute realiteite dat ons land in 'n gemors is en nog altyd was eintlik, maar ek dink baie meer mense sien dit meer en baie meer mense kom dit agter en wanneer mense dit agterkom is wanneer jou sak raak. Jy weet, as daai sakkie geld vir jou nou 'n bietjie minder raak en dit raak moeiliker om daai sakkie vol geld te maak en die ekonomie druk en daar's nie werk nie. En ek besef ouens, ek het nooit gedink so baie mense gaan my ooit eers kontak of so baie mense wil weet oor werk in Amerika nie. Ek het nie gedink dat dit ooit iets sal wees wat so baie mense wil doen nie, want ek wil in my eie land bly. Ek bedoel, ek het ook grond, ek het ook 'n lekker stukkie grond. Ek het ook idees en planne. Ek het nou 'n klein besigheidjie wat ek al seker vir 15 jaar het ek nou toegemaak. Hy maak nog steeds geld, maar nie genoeg nie en dis nie moeite werd om hom oop te hou as ek en my vrou nou saam oorgaan nie. Sy het nou nog die besigheid geran ook. Maar ek is so lief vir my land en dis kom ek bid vir my land. Ek bid dat die Here die regte mense in die regte plekke sal sit, dat hy die bose mag in ons land sal breek. Want daar's 'n gevalde engel Lucifer mag in ons land. Wat is die model van Lucifer? Is steel, slag, verwoes. Steel, slag, verwoes. En as jy gaan kyk na sekere politieke partye, is dis hulle motto. Hulle sing dit. Hulle wil sekere rasgroepe dood hê. Daar's hierdie haat en daai model is 'n gevalde engel model Lucifer. So ons weet dis ons vyand. So ons vyand is eintlik nie mense nie. Ons vyand is die gevalde engel Lucifer en ek bedoel ek kan nie teen daai ouens staan nie. Ek bedoel ek kan nie wens dat sekere mense moet omval nie. Ek kan nie wens dat maar ouens, ons het die edge. Onthou nou al hierdie ouens gaan grafte toe aanbid, hulle aanbid voor hulle dis 'n absolute heiden. Dis 'n absolute Luciferian model stelsel wat in ons land aan beheer is. Anyway, ek gaan nie in detail aan nie. Ons dien die edges en julle sal sien ek komment baie keer op politieke goeters ek wil baie ander goed sê, maar ek dink die Here keer my aan sit te wag vir my mond. Ek komment op al daai goeters. Hulle weet nie wat ons weet nie. En ouens, weet julle wat is dit wat ons weet? Wat hulle nie weet nie. Is ons God is lewendig. God hoor en sien alles. God sien wat in ons land aangaan. God sien wat is besig om te gebeur. Hy sien nog altyd. Hy's God, hy weet dit. Maar God wag dat ons opstaan in gebed. Anyway, weer eens, wat weet ek nou? Ek bid nou maar net 'n bietjie. Ek weet daai tyd het toe Jacob Zuma rarig ook begin heeltemal van die pad af was, nie dat hy ooit rarig op die tracks was of ietsie, maar het ons ernstig begin bid. Dit was my gebed. Here, haal
daai oom uit. Nie in dood nie. Ek bedoel, haal hom uit. Dit was my gebed. Okay, jy's Jock, jy's 'n goed bid. Ek weet nie. Dis hoekom ek genade nodig het en dis hoekom ek die Here nodig het. Dus ek bid baie keer en sê Here, ek weet nie of ek nou reg bid nie, maar wys my die regte ding. En die Here doen. Weet julle wat? Die Here het my nog nooit gedrop nie. God sorg. Dis my motto. My lewensmotto is God sal sorg. Maar ons ja, die video is nie oor politiek nie. Ek weet nie hoekom ek daai genoem het nie. Ek encourage maar net as al een van julle is wat hou van gebed of jy weet julle is prayer warriors en dit is awesome. Ek dink elke mens wat 'n verhouding het met Jesus kom op 'n stadium in sy lewe wat hy besef hoe kragtig gebed werklik is. Maar ja, anyway, ons het daai tyd gebid dat sommer daar moes iets gebeur en dit het en ek sê nie dis as gevolg van ons gebede nie. Ek dink net die Here weet wat hy doen. Maar die Here wag tot sy kinders opstaan in gebed en so ja, hulle weet nie wat ons weet nie. En ouens, ek encourage jou. Ek praat met so baie mense wat regtig so desperaat is vir werk. Ek dink hulle sal in hulle eie land ook werk as hulle net werk kry. Ek meen, hoe baie mense kry nie eens werk nie. Okay, jy kan by die Spur gaan werk. Jy kan dalk 'n waiter job vat. Jy kan die ure werk net nie altyd nie. En ek weet daar's ouens wat kinders het, dit werk nie altyd nie, maar ek bedoel, ek dink daar is geleenthede, maar dit is dalk nie die regte geleentheid vir jou nie. En dis kom ek die video ook gemaak het. Ek het net regtig gevoel met 'n video maak en ek het regtig nou net randomly. Ek het nie vanoggend opgestaan met 'n video idee nie. Ek glo net dis tyd dat jy as 'n individueel, 'n mens besef hoe lief God vir jou is as 'n individuele mens en hy besorg homself oor jou. Jesus ouens, ek was down in die dumps. Ek was 'n hele paar jaar terug down in die dumps. COVID het ons besigheid amper plat op die grond geslaan. Ek kon nog 'n bietjie aangaan, maar anyway, maak nou nie saak nie. Ek het daai tyd daar het ek ook maar weer geleer bid, want ek bedoel as dit goed gaan. En hier is die ding van geld, as jy baie geld het en dit gaan goed, kan geld gewoonlik maar enigiets loskoop of uitkoop of jy het bietjie minder geloof nodig as jy baie geld het want jy het 'n backup. Dis die ding, geld het 'n backup. Maar anyway, ek het lankal besef vir my lewe geld is nie meer vir my 'n backup nie. Al het ek of al het ek nie. Al het ek 'n bank vol geld of al het ek nie. Ek gaan en ek kom na Papa God toe met my frustrasies, met my versoeke. Al kan geld dit uitsort. Ja, ek sê nou nie as jou wiel bars en jy het nou nie geld om 'n wiel te koop nie. Ek bedoel, bel iemand just om help net gou met 'n 500 of help my gou hier of jy weet bid of so, maar ek praat nou nie van sulke goed nie, maar jy weet as ek moes dit besef en Papa God het my op my knieë teruggebring waar ek baie finansiëel baie goed gedoen het en tot waar ek finansiëel daar was geen inkomste nie en ek weet vir baie ouens is daar nie inkomste nie. En die enigste opsie lyk soos Amerika of op 'n plaas werk en wil ek maar net sê ouens, Amerika is nie die enigste opsie nie. Vir my het die deur oop gegaan daar. Daar's Europa, daar's die hele Europa vat Suid-Afrikaners. Die UK vat Suid-Afrikaners. As jy 'n bietjie skill het of jy 'n bietjie 'n ambag of jy het ietsie op papier of jy het dalk nie, probeer net. Kom net in, klop aan die deur en weet net God sal sorg. God sal sorg vir jou. God sal jou situasie verander. God sal 'n deur vir jou oopmaak en ouens, ek sê dit nie. Ek sê nie omdat ek moet nie. Ek sê dit nie omdat ek moet nie. God sal sorg. Ek sê dit met oortuiging in my hart. Ek sê dit met 'n lied in my hart dat as jy hierdie video kyk of as jy nog steeds die video kyk na al my gebabbel, dan sê dit vir my dat jy hierdie video jou bietjie aangeraak het te goeters en so. Ouens, ek encourage julle maar net. Don't quit. Moenie opgee nie. Moenie gaan lê in 'n hoopie nie. Gaan sit op die ashoop, maar bid. Gaan vra vir Papa God vir help. Ouens, dit is waar ek was. Nog steeds is en ek het besef in my lewe al het ek al die rykdom. Al bless die Here my. Al maak hy die sluise van die hemel oop oor my lewe en ek het biljoene in die bank. Sal ek eerder ontslaa raak van daai geld om my verhouding met die Here te verloor. Ek sal. En ek het dit gesien in my lewe. Daar's geen geld wat kan koop wat Jesus vir ons gedoen het nie. Dis te kosbaar. En dis wysheid, ouens. Dis om ingelig te wees oor sekere situasies en ek het dit al paar keer gesê en jy weet as jy sien die skip sink. Ek bedoel as jy op 'n boot is en jy sien die boot sink. En ek bedoel jy duct-tape. Okay, jy kan ook nou probeer om die boot se gat met die duct-tape te gaan toeplak, maar die boot sink. So en daar's ander opsies. Ek bedoel
dan maak dit maar net logies. Ek meen, jy hoef nie eers te dink of bid daaroor nie. Daar's opsies. Maar dit is wat se opsie jy vat. As nou 2 bote langs jou kom trek en jou boot is besig om te sink, ek bedoel, enigiets is 'n goeie opsie op daai stadium. So, maar dis nice as jy vir Papa God gaan vra. Here, ek het opsies, of ek het nie 'n opsie nie, help my, of hier's 2 bote, wat moet ek vat? En dan sal dit baie keer gebeur dat die een boot nou maar wegry en daar bly net een oor en ja, dit is nou maar die enigste een. So, ouens, ek encourage julle. Ek kan jou nie help nie. Ek's net 'n mens. Ek probeer waar ek kan. Partykeer hoor ek van iets en ek share dit en ek het my channels en my social media wat ek opportunities en goeders met ouens deel. Maar dis wat jy met daai inligting maak. Ek deel 'n geleentheid of ek deel kennis en wysheid en dis wat jy daarvan maak. En die ou met die meeste wysheid is die ou wat ons na moet luister. En dit is Papa God. Ek bedoel ons dit is in ons Bybel geskryf. Dit is waar alles om Suid-Afrika as 'n land te regeer staan in die Bybel. Die riglyne is daar. So ek is so lief vir ons land en ek bid vir my land elke dag dat die Here net die mense wat nie in plekke moet wees wat in magsposisies is, hy hulle sal uithaal. En ek bedoel dit met 'n opregte hart dat Suid-Afrika as 'n draaipunt gaan kom wanneer ons dit aanspreek. Hierdie bose Lucifer mag model wat in ons land gepropageer word. Dit is absoluut net 'n bose mag wat ons kan vra dat die Here maar net daai hand van die gevalde engel Lucifer kan breek. En so ouens, ek hoop nou jy weet wat ek weet. En wat ek weet is dat God die laaste sê het. God het die antwoord. God is lief vir jou. God is besig nou om jou hart sag te maak vir hom. En ons Skepper, Papa God, my Pa, my hemelse Vader, is besorgd oor my en jou. En om emosies en gevoelens en goeders te onderdruk, maak ons net depressief. Dit maak ons, jy weet, ons drink al te veel brandewyn of ons drink te veel pille om oor depressie te kom. Ja, voeltjie. Alles cool. Ja, dis so 'n klein voeltjie en hy maak, daar seker iemand wat weet wat se voel dit is, ek weet nie. Comment as julle dalk weet. Maar God stel so belang in jou en as 'n mens, regtig, ek het gedink hy doen nie. Ek het vir baie jare in my lewe gedink hy doen nie. En hy het net my hart kom sag maak. Ek weet nie, vir een of ander rede, en die Bybel sê dit vir ons, hy het ons eerste lief gehad. Hy het jou eerste lief gehad. So, gaan gee uitlating aan jou frustrasie in 'n veld, ergens waar jy kan privaat wees. En sê net, jy's Here, daai Jacques van Tonner het gesê ek moet hiernatoe kom, of wat ook al. God sal vir jou help, ek beloof. Dit is 'n belofte in die Bybel ook. Dis nie ek as 'n mens nie. Ek as 'n mens kan niks beloof nie, maar so vir Suid-Afrika om te verander sodat ons kan hier werk hè. Ek weet nie vir jare dit gaan vat nie. Wat 30 jaar afgebreek is, sal seker 30 jaar vat of 60 jaar om weer op te bou. Ek weet nie. God kan enigiets doen, is moontlik, maar ouens, don't quit. Dis al wat ek kan sê. Ek hoop hierdie boodskap het jou geslaan en jou getref sodat jy kan net sien ek is 'n normale mens. Ek regtig, ouens, ek het baie foute, ek het baie krekels, ek raak ouer, ek raak flipping krom en kranklik. Ek is net 'n gewone normale mens. Maar ek het ontdek wie is hierdie wonderlike God, hierdie God wat ek kan aanbid, wat deure oopmaak. Ouens, ek het by my huisie daar in Amerika, het ek by die deur, het ek agter die deur, so elke oggend as ek die deur oopmaak en ek gaan werk toe, staan so 'n klein papiertjie, ek sal dit vir julle wys. Ek dink ek het al 'n video gemaak van dit, daar staan, God is my rots, my toevlug, my gebed verhoorder, my deuroopmaker, my geleentheidsskepper. So ek het dit persoonlik gemaak in my lewe, vir my. En ek encourage jou doen dieselfde. Maak dit persoonlik vir jou. Maak dit persoonlik vir jou met jou Skepper. En dis ook, ouens, dis die lekkerste gevoel as ons nou praat van gevoelens en emosies. As jy gaan uitlating gee aan jou gevoel en emosies teenoor jou Skepper. Rarig, dit is die haaiste haai wat ek elke keer kry, is om hier weg te stap uit hierdie veld uit en ek kan die wêreld weer gaan face. En ek kan weet hy fight vir my. Ek weet hy sorg vir my. Ek weet hy maak die deur oop vir my. Ouens, ek het my hart dan nou uitgestort voor hom. Ek het alles gesê wat in my hart is. Al my twyfel, al my emosie, al my frustrasie, alles wat ek nie weet nie, alles wat ek weet.
Nou weet hy. Hy weet anyway, maar nou ek vir myself weet ek. Papa God het my nou, ek het nou alles gesê en so ouens, God is reël. Jy weet, ek sien al hoe meer mense wat terugkom na hom toe, mense wat sy harte sag gemaak word teenoor hom, want hy doen dit. Onthou, God beheer die hart. God beheer die hart van 'n mens. Ek het dit gesien. Ons lees dit in die Bybel ook. So, ouens, ek gaan nou ophou babbel, maar ek kan aangaan nog vir 'n rukkie, maar ek sal seker 'n bietjie meer encouraging video's maak, maar ek maak nie baie sulke video's nie, maar ek het net gevoel dit gaan iemand help, ek weet. Ek weet. Iemand gaan hierdie video kyk. Ek doen dit nou regtig net uit gehoorsaamheid, maar ouens, dankie vir julle as julle my content like en ek gaan nou baie share oor, ja, like en subscribe, maar as julle my journey nou wil sien in 2025 saam met my en my vrou in Amerika, dit gaan interessant wees. My vrou is baie camera ski. Ek bedoel, soos om goed te record en so, maar so ek moet haar nou ook nog oortuig, maar sy wil nie regtig nie, maar anyway, ek gaan anyway alles deel. Hoe dit is om, jy weet, saam met my vrou daar te wees. Ek meen 100% is ek oortuig dat dit alles awesome gaan wees anyway. Almal daar wag al, jy weet, dit is wat great is. Hulle stuur boodskapies, ja, wanneer kom julle nou? Ons kan nie wag nie en ons moet dit gaan doen en jy's klomp planne al klaar weer. Maar ouens weet net dit en ek wil eindig met dit, God sorg. God sal vir jou sorg, geen twyfel. Ek sê dit met alle oortuiging in my hart. Don't give up, don't quit, God sorg. Follow my journey, like die video en as jy dink iemand moet ook dalk net dit hoor, share dit maar en share dit met 'n tel of 'n vriend of 'n familielid of wat ook al. So ouens, bless julle en God se wysheid is die beste wysheid wat bestaan. God is die beste mentor ooit. Jy gaan nie verkeerd gaan nie. Tata, jy die veld uit. Regte Noord-Kaap veld.